Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 2de Mei en Koffiekuier 937. Ons gesels vanmôre 'n bietjie oor Handelinge 9. Dis die gedeelte waarby ons eerskomende Sondag in ons erediens ook gaan stil staan. En dis die verhaal van Paulus se bekering. Saulus wat ons nou Paulus geword het, ons ken die hele geskiedenis eintlik baie goed. En ek gaan nou nie vanmôre met jou hierdie gedeelte deurlees nie, maar ek wil vra, wil jy nie asseblief hier oor die naweek so 'n bietjie deur die Handelinge boek gaan blaai nie? En eintlik gaan kyk, Paulus se storie, waarvan ons dan nou lees in die woord van die Here, begin eintlik al hier in hoofstuk 7, daarvan vers 54 af, en ek gaan Sondag in die erediens ook weer daarna verwys, waar Stefanus dan nog gestenig word. Daar lees ons die eerste keer van die jong man met die naam van Saulus. Maar ons ken Paulus se bekeringsverhaal, waarvan ons dan nou in Handelinge 9, daar vers 1 tot en met 20, as ek reg onthou, ja, so by 1920 lees, op die Damaskuspad. Nou, ek gaan nou nie vanmôre hierdie gedeelte deurlees nie, lees dit asseblief voor Sondag se erediens ook dan nou deur. Maar ek wil vanmôre vir jou bietjie vra om terug te dink aan jou storie. Wat is die verhaal van jou lewe? Wat is die pad waarop jou lewe geloop het? Kyk, elkeen van ons het 'n storie, né? Maak nie saak wie ons is en waar ons vandaan kom nie, ons het almal 'n verhaal, 'n stuk geskiedenis, van wie jou ouers was, wie jou grootouers was, waar jy groot geword het, wat die omstandighede was wat jou lewe gevorm het, jou denke oor die lewe gevorm het, hoe jy binne in geloof dan ook in die kerk groot geword het. Wat is die storie wat agter my en jou lewe sit? Want vriende, ons kan nooit loskom van ons storie nie. Ons storie, ons geskiedenis is integraal deel van wie ons is, en ons storie, ons verlede, bepaal tot 'n groot mate ook hoe ons dink oor die lewe, en ook hoe ons dink oor die toekoms en die lewe in die toekoms. So, ek wil vanmôre hê jy moet net so bietjie gaan nadink oor jou storie. En as dit jou gaan help, die slim ouens sê mos nou wat die waarde daarvan is om te joernaal, nie 'n journal te hou. Gaan skryf so 'n bietjie jou lewensverhaal neer. Ek vra baie keer vir mense, wanneer daar 'n begrafnis of gedenkdiens is, dan vra ek vir die familie om die oorledene se lewensverhaal so kort neer te skryf. En ek wil jou uitnooi om vandag hierdie oefening te doen. Waar is jy gebore? Hoe het jy groot geword? Waar is die hoogtepunte in jou lewe? Waar het jy laerskool begin, hoërskool toe gegaan, as jy verder gaan studeer het, waar was dit gewees? Waar het jy dalk belangrike momente in jou lewe gehad met die afsterwe van 'n pa of 'n ma, broer of 'n suster dalk? Wanneer is jy getroud, kinders? Waar jy hoor wat ek sê, gaan skryf bietjie jou storie neer. En dan los jy dit nie net daar by 'n storie nie. Dan vra jy vir jouself ook af onder leiding van die Heilige Gees, maar op watter punte, op watter momente in jou lewensverhaal, in jou storie, kan jy dit plot om te sê, hier was tye waar ek naby aan die Here geleef het, waar ek die Here se teenwoordigheid baie intiem in my lewe gevoel het. En natuurlik is dit mos nou so, dat in almal van ons lewensverhaal, is daar ook daardie momente, daardie tye, wat het dalk vir jou gevoel het, maar jy is verder weg van God af. Asof God so effens eenkant staan in jou lewe. Nie dat dit ooit so is nie, maar ons beleef dit heel dikwels dan nou ook so. En dan op 'n derde vlak wil ek vra dat jy die naweek so 'n bietjie gaan nadink oor jou lewensverhale en sê, wat motiveer jou in hierdie lewe? Wat is die goed wat vir jou, kan 'n mens amper sê, maar daardie energie gee om soggens op te staan, uit die bed te klim en die dag in die oë te kyk? Wat is dit wat maak dat jy energie het in hierdie lewe? Want vriende, as ons dan na Paulus se verhaal kyk, Saulus wat Paulus geword het, dan sien ons die storie van 'n baie interessante man. 'n Man wat met 'n stuk lojaliteit en toewyding teenoor die godsdiens van die dag geleef het, wat met ywer die Christene vervolg het, omdat Saulus geglo het dat hierdie Jesusbeweging strook nie met die denkwyse van daardie tyd nie, strook nie met sy teologie, sy ideologie as 'n nasionale Jood nie, as 'n Joodse nasionalis nie, kan ek mens amper sê.
En daarom het Saulus met energie en ywer die Christene vervolg. En dan lees ons net hier in hoofstuk 9 van Handelinge, sy eerste vers, ek gaan so 1 of 2 verse lees, dan sê ons, dat Lukas vir ons sê, intussen het Saulus, vanuit hierdie oortuiging, vanuit sy storie, vanuit sy verhaal, sy geskiedenis, hoe hy groot geword het, intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. So intens het hy gevoel daaroor. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. En sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vroue, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Dis Paulus se storie. Dis sy verhaal, dis sy motivering vir hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het daardie tyd. En dan lees ons net so 'n entjie verder af, vriende, dat ons ken mos die storie, nee, waar hierdie lig aan hom verskyn, hierdie helder lig op die Damaskuspad, en daar in vers 3 se tweede deel, hoor hy hierdie stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En dan kom die hele geskiedenis, die dialoog eintlik van Saulus se bekering, en hoe hy dan op die ou en draai, en met 'n nuwe perspektief na sy eie lewe begin kyk. En hoe hy dan nou, daar na die einde van die hoofstuk toe, hier in vers 19-20, hoe hy as gelowige dan nou kom en juis wil deel word van hierdie beweging van Christene, hulle wat agter Jesus aanloop. Hoekom vra ek vir jou al hierdie dinge? Hoekom dink ek, is dit belangrik dat ons so bietjie ook hieroor nadink? Vriende, doeteenvoudig, as ek en jy die roeping wat die Here vir ons het, wil ontdek, as ons vanuit daardie roeping wil leef, vanuit die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus ook as gelowiges vandag elke dag wil leef, dan moet ons rekening hou met waar ons vandaan kom. En hoe ons storie ook ons denke oor wie God is en wat God van ons vra, hoe ons storie dit beïnvloed en dit kleur. En baie keer op 'n manier vir ons die roeping van die Here eintlik so half dof maak, omdat ons te veel in ons storie vashou daarmee. Daarmee sê ek nie ons verhale in die verlede is verkeerd noodwendig nie, natuurlik nie. Ons word op 'n bepaalde manier gevorm, maar ons wil, soos die Engelsman sê, bewus wees van ons blind spots, sodat ons onbevange getrou kan bly in die roeping wat God vir ons het, om vandag as sy kinders te leef, disippels te maak, sodat die wêreld kan glo. Dink 'n bietjie die naweek hieroor na. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Vader, baie dankie dat U woord vir ons gee, en dat ons in die woord eintlik ons eie verhaal, ons eie storie telkens kan ontdek en kan lees en daaroor kan nadink ook. En daarom is my gebed dat U ook in hierdie naweek waar ons met hierdie verhaal van Saulus wat Paulus geword het, dat ons ook, as ons daarna kyk, onsself, ons eie lewe, ons eie storie sal ontdek en opnuut gemotiveer word om so te leef dat net U koninkryk in ons lewens sigbaar raak. Here Jesus, wees vir ons genadig en deur die Gees berei ons voor om ook Sondag dan so saam in die erediens te kan wees en U woord opnuut te kan ontdek. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike naweek. Ek en Jean-Marie het 'n wonderlike paar dae gehad van rondloop en so 'n bietjie voorberei. Intussentyd, hulle familie, haar sussie se 2 seuns en haar sussie almal verjaar so bymekaar. So Sami, ek mag nie sê my swaarkie nie, my swaar. Sami en Myrtle en hulle kinders is hier by ons alreeds. So ons gaan lekker saam verjaardag vier, letterlik so 4 verjaardae sommer bymekaar hou, maar dis deel van ons storie. Dis deel van die storie wat ons vorm en ons denke oor wie God wie God ons wil maak, wat dit ook vorm. So mag dit deel wees ook van jou lewe. Geniet jou koffie, geniet jou naweek. Ek gesels DV Sondag met jou vanuit die erediens hier in Kleinmondkerk. Mooi loop.